Dag sê, in ons vorige praatjie het ons verneem dat daar 3 wette van denke is. Hulle is die wet van identiteit, die wet van geen teenstrydigheid en die wet van die uitgeslote middelgrond. Voorts gesels ons vandag oor daardie tweede wet, die wet van geen teenstrydigheid. Die wet van geen teenstrydigheid sê vir ons dat niks binne dieselfde konteks beide kan wees en ook nie wees nie. 'n Teenstrydigheid is 'n stel proposisies wat logies onverzoenbaar is. Wat die wet van geen teenstrydigheid vir ons sê, is dat 'n teenstrydigheid logies verbode is. Dit is absurd. Hierdie wet bring die konsep van ontkenning na vore. Dit sê dat A is gelyk aan nie A altyd binne dieselfde konteks vals moet wees. Ontologies beteken hierdie wet niks kan beide bestaan en ook nie bestaan nie. Epistemologies beteken dit niks kan beide waar en vals wees nie. Die voorwaarde dat dit binne dieselfde konteks moet wees, voorsien vir die moontlikheid dat omstandighede met tyd, ruimte of assosiasie kan wissel. Dit is dan eintlik nie meer dieselfde proposisie nie. Die algemeenste manier om iets te ontken is om dit te negeer. Ons kan die aarde is plat negeer deur te sê die aarde is nie plat nie. Ons kan dit egter ook ontken deur te sê die aarde is sferies. Die twee stellings is teenstrydig, want die aarde kan nie gelyktydig plat en sferies wees nie. Noodwendig kan hulle dus nie albei waar wees nie. Dit laat 3 moontlikhede, dat die eerste stelling waar en die tweede een vals is, of dat die eerste stelling vals en die tweede een waar is, of dat albei stellings vals is. Die wet van geen teenstrydigheid sê nie vir ons wat die vorm van die aarde is nie, maar dit sê wel vir ons dat dit op enige tydstip 'n unieke vorm moet hê. Ons kennis dat die aarde sferies is, vereis waarneming en kan nie uit die wet van geen teenstrydigheid alleen afgelei word nie. As ons voorts aanvaar dat 'n feit 'n proposisie is wat waar is, dan word dit duidelik dat feite nooit teenstrydig kan wees nie. Verskillende persone mag verskillende perspektiewe of ervarings hê, maar daar is slegs een objektiewe werklikheid. Indien 2 teenstrydige eiende albei waar kon wees, sou die onderskeid tussen waar en vals verval en sou geen kennis kon bestaan nie. Uit die wette van denke is die tweede wet, die wet van geen teenstrydigheid, waarskynlik die een wat vir ons in ons daaglikse omgang die waardevolste is. Wanneer ons 'n teenstrydigheid teekom, voel ons aan dat iets nie pluis is nie. Hierdie wet verduidelik vir ons mooi hoekom. Volgende keer gesels ons oor die derde wet van denke. Intussen vir daardie ekstra tikkie insig, onthou altyd, in vino veritas.